Ek groet u in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Vader God, hoe kan ons u genoeg kom dankie sê dat u Jesus vir ons gestuur het? Sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. O, dankie Jesus. Dat u tog die beker gedrink het waarvoor u Vader gepleit het. Vader, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. Dankie Jesus, dat u hierdie beker leeg gedrink het. Dankie Jesus, dat u in my plek gesterf het. Omdat u my, ons elkeen, liefgehad het. Dankie dat u nie 'n oordeel oor ons kom uitspreek het nie, maar dat u Vader gepleit het. Vader, vergeef hulle. Want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dankie dat u stikkend geslaan is, sodat ons kan heel word. Dankie dat u bloed gevloei het, sodat ons kan skoon word. Dankie vir hierdie dag, waar u die prys vir my sonde betaal het. Tetelestai. Dankie dat u die skuldbrief in 'n kwitansie verander het. In Jesus se naam. Amen. Die mense wat vir die eerste keer hier in die kerk is, hier is my possakkie, want ek is nie meer 'n dominee nie. Die dominee het 10 jaar gelede afgetree. Maar ek het in hierdie laaste 10 jaar, die moeilikste 10 jaar van my lewe, as iemand van my sou sê, waar het die 10 jaar van my pad van De La Rosa begin het, dan sou ek sê hier in Roosendaal. Daarom is Roosendaal se naam vir my so besonder, want die Via De La Rosa, die pad van smarte, beteken 'n pad van rose, wat Jesus geloop het. 'n pad waar die roos se dorings hom tree vir tree gesteek het tot en met die kruis. En ek het dit beleef ook die laaste 10 jaar van my lewe. En toe het ek besluit dat ek 'n posman wil wees. Ek wil pos aflewer. Ek wil nie meer preek nie. Ek het baie preke in my lewe geskryf, baie preke gepreek. Maar ek wil pos aflewer. Ek het 'n briefie gebring. Wat ek nie geskryf het nie, God het dit geskryf. Ek kom lewer dit af. En ek hoop jou hart is vanoggend die posbus waar hierdie brief kan afgelewer word. En ek dink hierdie brief gaan vir elke mens hier iets anders beteken. Want 'n brief is 'n persoonlike ding. Want hierdie brief begin nie met ons nie, hierdie brief begin met jy. Dis 'n persoonlike brief.
En ek wil dit vanoggend kom aflewer. 'n kruis verander, die kruis verander 'n skuldbrief in 'n kwitansie. Kolossense 2 vers 14 is die tekswoord. Hy het ons al ons oortredings vergewe en die skuldbrief teen ons, wat met sy eise teen ons was, uitgedelg en het uit die weg geruim. Deur dit aan die kruis vas te spyker. Ken jy 'n skuldbrief? Ken jy 'n skuldbrief? Hulle beweer dat die meeste mense in die wêreld op die oomblik in skuld lewe. Veral ook hier in ons land. Elke dag en elke maand word mense herinner aan die skuld wat hulle moet betaal. 'n skuldbrief is 'n las. 'n skuldbrief is iets waaroor 'n mens bang is. 'n skuldbrief is iets waarvoor mense weghardloop. Dit herinner jou aan dit wat jy moet betaal. En nie soms nie. In die meeste gevalle kan jy dit nie betaal nie. Maar daar is ook 'n innerlike skuld. Ons sit met innerlike skuld. Goed wat ek gedoen het, wat my seer gemaak het. Goed wat ek gedoen het, wat ek wil probeer vergeet. Goed wat ek gesê het, wat mense se lewens soms verwoes het. Sit jy met so innerlike skuldgevoel? So innerlike skuldgevoel, dan ken jy die woord skuld. Daar's keuses wat jy gemaak het. Wat jy by 'n plek uitgebring het van hartseer en pyn. Verkeerde keuses. En 'n mens is eintlik die produk van die keuses wat jy gemaak het. Die produk van die keuses wat jy gemaak het. 'n skuldbrief laat sommige mense verskoning maak. Dis nie my skuld nie. Daar sommige mense wat hulle skuldbriewe wil toesmeer. Party mense hardloop weg van 'n skuldbrief. Party mense neem hulle eie lewe omdat hulle nie met hierdie skuldbrief kan voortlewe nie. Baie van ons probeer 'n skuldbrief regmaak. Ons probeer ons skuld afbetaal en daar is van ons wat ons skuld kon afbetaal het. En ek dink dit is die grootste vreugde en blydskap as jy kan sê my skuld is betaal. Ek het die laaste paaiement betaal. En ek kry nou nie meer 'n skuldbrief nie. Op hierdie skuldbrief staan dan nou geskryf, is dit 'n kwitansie. Jou skuld is betaal. Jou skuld is betaal. En daarom staan daar vanoggend in die brief wat ek aflewer, dat Jesus het jou skuldbrief uit jou hand geneem. En uit hierdie skuldbrief het aan die kruis vasgespijker. En op hierdie skuldbrief staan geskrywe, Tetelestai, jou skuld is betaal. En ek wil hê jy moet vanoggend hierdie boodskap hoor. Daar's te veel mense wat so gebuk gaan onder hulle skuld, dat hulle nooit leef nie. Want 'n skuldbrief vat jou vreugde weg. 'n skuldbrief vat jou lewe weg, vat jou vreugde weg. En daarom het Jesus dit gewees. Ja, op hierdie skuldbrief is daar 'n aanklag. Want jy sien 'n skuldbrief is 'n aanklag. Skuldbrief is, jy het skuld gemaak. 'n skuldbrief sê, jy leef met geld wat jy nie het nie. En daarom is dit jy wat skuld gemaak het. En miskien met 'n rede. Maar die feit bly bestaan, dat hierdie skuldbrief herinner jou elke keer aan die skuld wat jy moet betaal. Skuld moet betaal word. Skuld moet betaal word.
Jy is aanspreeklik vir die skuld wat jy gemaak het. En die hartseer ding van sonde. Mense sê, ja, ons moenie so baie oor sonde praat nie. Weet jy hoekom praat ons so baie oor sonde? Want sonde het 'n konsekwensie. Jy moet weet, elke sonde wat jy doen het 'n konsekwensie. Sommige mense lewe 'n leeftyd onder hierdie skuldbrief wat 'n konsekwensie geword het. Sit jy miskien vanoggend in die kerk of jy luister na hierdie diens en jy sit met hierdie konsekwensie. Toe ek 'n jong man was, het ek 'n ding gedoen. Toe ek 'n jong dogter was, het ek iets gedoen. Ek het iets gedoen en hierdie konsekwensie. Onthou, Jesus het vir jou skuld betaal, maar die konsekwensie dra jy. Hierdie konsekwensie moet reggemaak word op 'n manier. Want hierdie konsekwensie raak ander mense. Ek het onder die invloed van drank het ek 'n ongeluk gemaak en 'n seentjie is dood. Ja, voor Jesus is jou skuld betaal. Here, vergewe my wat ek gedoen het. Maar daai seentjie se graf bly altyd daar as die monument van die konsekwensie van jou sonde. En weet jy wat? Die Bybel sê vir ons baie duidelik. Ons almal, hoor mooi, ons het almal gesonde. Romeine 3 vers 23, ons almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. En daarom sê 1 Johannes, dit so mooi, 1 Johannes 1 vers 10, as jy sê dat jy geen sonde het nie, dan lieg jy. Sonder Jesus kruis, kyk ek vanoggend na sondaars. Staan daar 'n sondaar hier op die kansel? Ons almal het gesondig. Daar is nie soos 'n klein sonde, 'n groot sonde nie. Sonde, ons almal het gesondig. En daarom het Jesus gekom en het geweet. Ons kan nie, luister mooi, ons kan nie, geen mens kan voortleef met sy sonde skuld nie. Jy kan nie. Jy kan nie. Hardloop weg. Baie mense maak 'n grap daarvan. Baie mense probeer dit wegdrink. Maar jy sien, hierdie skuld het Jesus kom vat, want hy het geweet, jy kan nie voortgaan daarmee nie. En daarom het hy vir die vrou wat op die daad van oorspel gepleeg is, wat die mense met klippe wou doodgooi. Jy sien, die wêreld, luister mooi, die wêreld sondig saam met ons. Die wêreld lei ons in sonde in. Die wêreld nooi ons na sonde toe. Maar weet jy wat doen die wêreld met jou sonde? Hulle gooi jou met klippe. Daai selfde mense. Ons sit hier so stikkend gegooi deur die klippe van mense oor die sonde wat ons gedoen het. Maar Jesus het gevat en het hierdie kwitansie of hierdie skuldbrief aan die kruis vasgespijker. So as ek wil net vir jou sê, waar is jou skuld? Waar is die bank wat jou skuld vir jou betaal het? Daar is nie so bank nie. Daar is nie 'n bank wat die skuld vir jou kan betaal nie. Die enigste plek waar jou sonde vergewe word, as jy in hierdie oomblik vanoggend glo, dat jou skuld is aan hierdie kruis vasgespijker, want dit het God gesê. Ek het jou skuld gevat, en ek het dit aan die kruis vasgespijker, en dit is, mooi, luister mooi, en dit is vir altyd verby. Jou skuld is vergewe. Jou skuld is vergewe. Jy kan nie sonde ignoreer nie. En daarom is die belangrikste ding, die belangrikste ding wat jy ooit in jou lewe kan doen, die belangrikste tree wat jy ooit in jou lewe kan doen, is dat jy erken dat ek 'n sondaar is. Ek's 'n sondaar.
Daar was fariseërs wat gebid het en gesê het, na sondaar verwys en sê, dankie Here, ek is nie soos hierdie tollenaar nie. Dankie Here dat ek nie is soos hy nie. En toe staan hierdie tollenaar en hy slaat met sy 2 vuiste op sy bors en hy sê, God, wees vir my sondaar genadig. En Jesus sê, dit is die gebed wat by die hemel uitgekom het. God, wees my sondaar genadig. Kan jy die dag onthou in jou lewe waar hy dit gesê het? Ek sondaar, Here. Ek herken dit. Want dit is jou eerste tree op pad hemel toe. Jou eerste tree op pad hemel toe is, ek is skuldig. Ek is 'n sondaar. Ek kan nie meer hierdie sonde dra nie. En jy gee dit vir Jesus. En Jesus vat die skuld. Elke sonde, elke fout, elke mislukking, vat hy en hy kap dit en word saam met hom vasgespijker aan die kruis. Jesaja 53 vers 5 ken julle. Terwille van ons is hy stikkend geslaan. Terwille van ons het hy die prys betaal. Terwille van ons, sodat jy kan heel word. En daarom moenie aanhou hierdie skuld probeer betaal nie. Jy kan nie jou skuld betaal nie. Jy kan die konsekwensies van jou sonde kan jy regmaak of probeer regmaak. Jy kan uit iemand toe gaan en sê ek is jammer wat ek gedoen het. Jy kan vir jou vrou sê ek is jammer, my man ek is jammer. Jy kan vir daai iemand in jou lewe wat jy baie kwaad gedoen het, kan jy. Maar luister mooi, jou skuld is betaal. Nie gedeelte nie. Elke sonde is betaal. Ten volle betaal. Johannes 19 vers 30. Dit is volbring. Die prys is betaal. Jesus sê dit aan die kruis. Hier is jou kwitansie. Hier is jou kwitansie. Ek het in my lewe het ek afbetaal aan 'n huis en jy het betaal want jy kon dit nie gekoop het met kontant nie en jy het betaal elke maand klompie rande en elke maand kom daai brief, jy skuld nog soveel en jy skuld nog soveel en toe kom daar uiteindelik 'n kwitansie en op die kwitansie staan daar hierdie skuld is vereffen. En van daai oomblik af het ek nog nooit weer op daardie huis moes afbetaal nie. Hy's ten volle betaal. Hy's ten volle betaal. En dis wat vandag gebeur op hierdie goeie Vrydag en daarom noem ons dit 'n goeie Vrydag. Moenie kyk na Jesus wat net stikkend geslaan is nie. Moenie net kyk hoe die bloed loop nie en dis party mense val die foto of val die prent of op daardie verskriklike bloedige Jesus aan die kruis. Maar weet jy wat? Ek wil hê jy moet vanoggend nie die bloedige Jesus aan die kruis sien nie. Jy moet vanoggend jou kwitansie sien. My skuld is betaal. Niemand gaan my weer 'n sondaar noem nie. Niemand gaan my weer 'n sondaar noem nie. Niemand gaan vir my sê ek het skuld om te betaal nie. Ek glo Jesus. Hy het die prys betaal. Die betaal is ten volle betaal. En nou wil ek afsluit. Gaan leef met hierdie kwitansie. Gaan leef met hierdie kwitansie. Lewe 'n lewe van 'n kwitansie. Hou op om verskoning te vra. Hou op om so met geboue skouers rond te loop in die wêreld en hierdie ek leef 'n jammer lastige lewe. Nee. Ek het my skouers reguit gemaak. Ek staan voor U en ek spog nie, maar ek staan voor julle met 'n skuldbrief wat betaal is. Ek staan voor julle met 'n kwitansie. En daarom het ek selfvertroue. Hou op om jouself skuldig te laat voel. Weet jy, dat skuldgevoel maak jou dood. Maar stap in die kerk uit vanoggend en glo Jesus. Dit is volbring. Ek het ten volle betaal. Moenie weer na die wêreldbank toe gaan en jou skuld daar te gaan probeer betaal nie. Want hulle as jy jou geld vat en vat. Ek gaan nie meer na so 'n bank toe nie.
Want ek het 'n kwitansie, my skuld is betaal. Ek is vrygespreek, ek is vergewe. Romeine 8 vers 1, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is. Geen veroordeling nie. Dis wat goeie Vrydag se boodskap is. Daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Ja, ek het verkeerd gedoen. Ja, ek het, maar is vergewe. Dis vergewe. En dit maak my dankbaar. En daarmee sluit ek af. Glo. Oukies, jy moet dit glo. Jy moet dit glo. Ek het dit al vertel in die kerk. In my laaste jaar, wat ek teologie gestudeer het, het ons beplan om 'n babatjie te hê. En my vrou het swanger geword. En ons eerste seentjie is gebore, Pieter. En daar was komplikasies, ons moes na 'n ginekoloog toe gegaan het. En ek se student, ek het maar hier en daar in gemeentes gepreek en daai bietjie geld te gehad. En toe kry ek uiteindelik na al die geboorte en alles, kry ek toe uiteindelik die skuldbrief. Was 'n groot bedrag. En ek is na die kantoor toe, spreekkamer toe, met hierdie skuldbrief in my hand, en die sekretaresse sit daar, en ek kom by, ek sê, ek is nog net 2 maande, dan is ek klaar as predikant, en ek wil net kom reël om hierdie geld af te betaal. En hier kom die ginekoloog aangestap, hy het my altyd Dominietjie genoem, hy sê, Dominietjie, wat maak jy hier? Ek sê, dokter, ek kom reël vir my skuld om af te betaal. En dit het vir my hierdie hele preek waar gemaak. Hierdie man, by wie ek die skuld het, hierdie man, wat ek moet die skuld betaal, vat hier die skuldbrief, en hy sê sy sekretaresse, en hy skeer dit voor haar op, hy sê, hierdie Dominietjie, sy skuld is betaal. En ek stap daar uit. En ek verstaan Tetelestai. Ek verstaan die skuld wat ek gemaak het, en die man teen wie ek het gedoen het. Hy skryf my skuld af. En ek begin te lewe met dankbaarheid. 1 Tessalonisense 5:18. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Mag die Here gee dat jy vanoggend glo dat jou skuldbrief aan die kruis verander is in 'n kwitansie. Amen. Here, baie dankie vir hierdie boodskap. Dankie dat ons kan juig oor u kruis. Dankie dat u my skuldbrief opgeskeur het en vir my 'n kwitansie gegee het. Jy is vergewe vir altyd. Amen. Ek stuur jou huis toe met die wonderlike seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van sy Heilige Gees gaan met die huis toe. Amen.